Goeiemôre broers en susters, hartlik welkom by ons erediens vandag. Ons lees vandag uit Matteus 21 vers 1 tot 11. Jy kan jou Bybel oopmaak daar, enige vertaling. En die tema is die koning wat anders is, troon bo almal uit. Dit is Palmsondag en ons gesels en dink bietjie oor die gebeurtenis toe Jesus op die rug van 'n donkie Jerusalem binne gery het. Lees gerus self daai pragtige Matteus 21 vers 1 tot 11. Jesus Christus is verseker 'n onverwagte koning. Hy is die koning van alle konings. Daar's niemand wat met hom vergelyk nie. Hy troon uit bo alle ander konings. Hy's immers die enigste mens, die enigste koning dan, wat tyd in twee deel, voor Christus en na Christus. En hy is ek en jy se koning. Fantasties is dit. Jy en ek het met hom 'n verhouding. Hoe fantasties is dit? Wanneer Jesus Christus Jerusalem binne ry, kom hy nou in op 'n gedrapeerde perd, soos 'n oorwinnende soldaat, 'n oorwinnende veggeneraal nie, maar hy kom op 'n donkie, in nederigheid, in vrede. Hy kom in liefde. Hierdie intog van Jesus in Jerusalem vervul die profesie wat ons lees in Sagaria 9 vers 9. Dit staan ook daar in Matteus 21 vers 5, wat op die skerm verskyn: juig Sion, Sion wat beteken Jerusalem. Juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig, hy is oorwinnaar, hy is nederig en hy ry op 'n donkie. Ons weet al almal, dit is nie die tipe koning, die tipe Messias, die tipe redder wat hulle wou gehad het. Hulle wou graag 'n politieke bevryder hê, iemand wat hulle bevry van die Romeinse juk, die Romeinse oorheersing, wat die Romeinse ryk tot 'n val kan bring. Ag, kyk maar net in die politieke wêreld, ook in Suid-Afrika, flitsende blou ligte, vinnige karre, skare vol mense wat hysteries juig vir hulle leier. Jy mags vertoon. Baie keer soek ons dit so. Selfs ek en jy voel baie keer miskien dat Jesus vir ons nie indrukwekkend genoeg is nie. Vir ons nie aggressief genoeg is nie. Vir ons nie kragtadig genoeg optree nie. Ons wil ook graag ons probleme dikwels op 'n aggressiewe manier oplos. Dramatiese, kragtige, dringende manier oplos. Ons wil beklei, ons wil raas, ons wil skree, ons wil sleg sê, ons wil blok. En ons wil byt. En die Here moet ons hierdie geveg veg, ons eie selfsugtige gebede en versoeke aan God, waar hy ons veldslag, ons oorwinnings vir ons moet voer. Maar Jesus kom saggies. Hy kom eerstens in ons harte. En wanneer Jesus hierdie Jerusalem binne ry, dan skreeu en juig die skare: Hosanna vir die seun van Dawid. Matteus 21 vers 9. Alle vertalings het nie die woord Hosanna by nie, maar hy staan daar. Ook op ander vertalings, in die oorspronklike vertaling staan hy Hosanna, wat beteken red ons nou. Jy kan hoor wat is die ondertoon, wat is die bedoeling van Hosanna, red ons nou. En dan lê hulle palmtakke, hulle klere voor hom die pad neer, terwyl hulle Jesus Christus soos 'n koninklike behandel. Maar die hartseer is, hierdie selfde stemme, wat juig, skree en bly is, wat vir Hosanna, die seun van Dawid, noem. Hierdie selfde mense, van 'n paar dae later, teen hom skree. Hierdie moment wys inderdaad hoe maklik mense iemand maak wat hulle wil hê. Dit is maklik om iemand te prys vir wat
ons wil hê hy moet doen, wat ons wil hê hy moet wees, wat hy namens ons moet doen, wat hy in ons diens moet doen. Maar wat moes eintlik gebeur het? Wat moes hulle eintlik gedoen het? Hulle moes Jesus gesien het vir wie hy is. Hulle moes hom geprys het vir wie hy regtig is. Die vraag vandag is ook, volg ons net vir Jesus as hy in ons verwagtinge voldoen? Vertrou ons hom met ons hele lewe? As jy kyk na die geskiedenis van apostel Paulus, hoe hy sy lewe in gevaar stel, uiteindelik sy lewe geboet, hoe hy met absoluut alles, hamer en tong, hart en siel, met murg en been die Here ondersteun het, en aan hom vertrou was, en in sy diens was. Al sê die Heilige Gees, jy gaan vervolging in stede op die lyfloop, en jy gaan in die tronk beland, het hy die Here gedien, want daar is net een koning. Hy's anders, maar hy's die koning. Hy's die enigste koning. Hy staan bo alle konings. Hy's die koning van alle konings. Kan ons ook soos die Ou Testamentiese profeet Habakuk, daar by Habakuk 3, vers 17 tot 18 sê, in my lewe, al sou die vyeboom nie bot nie, al sou die olyfoes misluk, al sou daar geen druiwe in die wingerde wees nie, my beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Omdat ons God vertrou vir wie hy is, moet ons sien vir wie hy is. En nie ons eie God maak. En dan teleurgesteld is, daai produk, dat nie is wat ons wil gehad het, dit moet wees. Ons sien dit wanneer 'n span wen. Wanneer 'n span wen, is die skare. Daag hulle op. Die paviljoen is vol mense wat juig en skree en raas. Hulle die span het 'n klomp wedstryde verloor. Die paviljoene leeg. En dan vra die stadsinwoners vir hierdie mense wat juig. Wie is hierdie man? En dan antwoord die mense wat so juig en skree. Dit is Jesus, die profeet uit Nasaret. Hulle was nie verkeerd nie. Hy is die profeet uit Nasaret. Hulle is net onvolledig. Dit wat hulle sê, is nie genoeg nie. Hy is net baie meer as 'n profeet. Hy is die Messias, die wat beloof is in hulle Ou Testament. Hy is die seun van God, hy self ook God. Wie is Jesus vir jou? Op hierdie Palmsondag. Wat sien jy aan hom? Miskien kan jy 'n bietjie dink aan die beeld om te verstaan van die blindes wat aan 'n olifant voel. En die een voel aan die slurp. En hy sê dit is 'n pyp. Die ander voel aan een van die bene, hy sê dit is 'n boom. En die ander blinde voel in die stert, hy sê dit is 'n besem. En tussen mis ons die hele olifant. Moenie die hele Jesus mis nie. Wie is Jesus vir jou? 'n onderwyser? 'n helper? 'n wyse man? 'n wonderwerker? 'n profeet? Of is hy vir jou die hoof bo die skepping? Hy wat van ewigheid tot ewigheid God is. Wat deel is van die skepping van Genesis 1. Wat met God die drie-eenigheid vorm. As die koning van jou hele lewe. As die koning van jou hart. As jou verlosser, jou redder, God self. Jou alfa en omega, jou begin en jou einde. Die een wat jou vergewe. Die een wat jou verlos. Die een wat jou vryspreek. Die een wat jou toerus met ewige asem. Onthou, Palmsondag is 'n fees. Jesus kom Jerusalem binne. Maar dit wys ook dat dit nie heeltemal 'n fees is nie. Hierdie fees gaan vervang word. En dit is die se bedoeling. Al stel dit hierdie skare so te leer. Dit gaan gebeur. Dat dieselfde mense nie van die hier hou vir wie is nie. Die wie hierdie koning hou,
Nee, dis nie wat ons nodig het nou. Dat hulle uiteindelik skreeu, kruisig hom, kruisig hom. Hy moet gespot word. Ja, as jy die koning van Jode is, red jouself en red ons ook. Ons koning, Jesus Christus, het Jerusalem binne gery, al het hy geweet wat in Jerusalem op hom wag. Hy het steeds die stad binne gery. Omdat hy gekom het om ons lewens te red. Nie om te kom oorheers nie. Hy het gekom om te kom red, siele te red, jou lewe te red, 'n ware koninkryk te vestig. Om ons lewens te vervul, om ons hierdie vermoë te gee, om nie die dood te vrees nie, nie die sonde te vrees nie, nie die hel te vrees nie, maar ewige lewe sekerheid, ewige lewe versekering te hê. Hoe fantasties is dit? Werk miskien nie vir nou nie. Ons weet, dis massief. Wat hierdie koning gedoen het, kan niemand anders doen nie. Hy het sy koningskap bewys deur die minste te wees. Deur sy offerbereidheid, sy oneindige liefde, sy onvoorwaardelike liefde, sy vergifnis. Soos byvoorbeeld, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Sy gehoorsaamheid, sy getrouheid aan jou en my sy red tot die dood. Ek dink Jesus kan vergelyk word met die volgende prent, allegorie van 'n brandweerman, 'n dapper brandweerman, wat al weet hy daai gebou brand. Dan is daar mense daar binnekant, en hy hardloop binne in daai gebou in. Al weet hy kan doodgebrand word daar binnekant, maar omdat daar mense daar binnekant is, moet hy net gaan. Hy moet hulle gaan red. Al weet hy, sy lewe is in gevaar. Hy gaan sy lewe dalk betaal daarvan. Dis ons God, dis ons koning. Hoe reageer ons op hom? Soos die skare, opgewonde met 'n vlak blydskap, of soos ware disippels? Selfs al by die disippels, ek en jy, is omstandighede moeilik. Is hy slegs 'n gedeelte van jou lewe? Of is hy die koning van jou lewe? Die koning van jou hart? Palmsondag is nie net 'n viering nie. Palmsondag is 'n keuse. Palmsondag is 'n besluit. Palmsondag is 'n besef. Dieselfde Jesus wat Jerusalem binne ry my lewe binne. Kom my lewe binne. Gaan ek my klere, my palmtakke voor hom neerlê? Of gaan ek my hart, my lewe voor hom neerlê? Mag die Here vir jou my help. Ons besinning by die koning van alle konings. Hy wat uitstaan, hy wat anders is, hy wat uittroon bo alle ander konings. Mag hy vir ons genoeg wees. Mag hy ons meer as genoeg wees. Mag ons hom eindelik bewonder. Dat hy vir jou en my kinders, ons ouers, ons aangryp. Mag Palmsondag ook vir jou 'n fees wees, waar Jesus op iets vandag in jou hart instap, verstaan wie hy is en wat hy doen. Nie altyd vir nou nie, maar vir eendag en vir ewig. Amen. Here, baie dankie dat ons kan saam wees vandag. Dis 'n wonderlike stuk kon lees oor Jesus se intog in Jerusalem. Ons kan weet, die wonder is, jy het ook 'n intog in my lewe, jy het ook 'n intog wat jy onderneem in my hart. Jy is welkom. Ons eer U vir wie U is en vir wat U bedoel om te wees. Ons eer U vir wat U doen en gedoen het en gaan doen en vir ewig vir ons gaan doen. Ons sê baie dankie. Ons loof U as koning van my hart. Amen. Seën vir jou, ons praat weer. Totsiens.